Ja, Hemelvader, as ons die lied sing, nader my God by U. Wil ons nader aan U trek, Here, want U is altyd teenwoordig. U is alomteenwoordig. En wanneer ons sing, in die hemel is die Heer, in sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van die heelal, Here. Weet ons dien 'n groot God. Soos ons later vandag sal agterkom dat God het 'n plan. Dit maak nie saak wat 'n plan ek en jy bymekaar kry nie. God se plan is die plan wat sal staan. God se plan sal altyd staan. Want dit is nie 'n plan wat ligtelik gemaak is nie. Want in my diepste wese glo ek daar is geen beplanner, geen wetenskaplike, geen mediese spesialis, geen kontrakteur, geen een so groot soos U nie, wat alle kennis het, wat die heelal bymekaar hou, wat die mens so graag wou vernietig. Hemelvader, ek eer U vandag om net hier te kan staan en oor die grootheid te praat. Ek loof en prys die Here in Jesus Christus kosbare naam. Ek wil vir oggend so 'n bietjie kyk na die vraag waar is God, want dit is iets wat mense nogal baie gereeld van tyd tot tyd vra. As 'n nood kom, dan vra die mense, maar waar is God nou? Ons dink nou maar aan die onlangse verskriklike storms, en ek dink julle het seker die beelde van Vredendal gesien, en die beelde in die Meiringspoort en die Gamtoos, al die plekke. Weet jy wat ek sê vir my vrou, die wonderwerk is, daar's maar plus minus 10 mense dood in al hierdie storms. Daar was 'n klein stormpie in Indië en 110 is sommer in een nag oorlede. As ek dink God is nie teenwoordig nie, hy is werklik waar altyd teenwoordig. En ons hoef eintlik nie die vraag te vra, waar is God nie, maar ons gaan 'n bietjie daaroor praat en kyk waarby ons kan uitkom. Die vraag egter wat 'n mens kan vra, seker in hierdie spesifieke omstandighede van nood en angs, Here, waar is U? Kan 'n mens seker vra. Ek weet ek het deur 'n situasie gegaan in my lewe, ons gesin, waar ek die vraag gevra het, Here, waar was U? Waar was U in hierdie omstandigheid van groot hartseer? En weet julle wat, Here het ons geantwoord. Hy het gesê vir ons, vrou het die skrif gekry. Ek was net daar by hom. Net daar by hom. So God is getrou as ons 'n vraag vra, waar is U Here? Of waar is U God? Hy is teenwoordig. Soos by 'n vorige boodskap wat ek gesê het, waar die seun van die boot afgeval het en hy kon swem en moeg geraak, maar hier was 'n rots en hy het daai rots vasgehou. En in die tyd dat die mense agtergekom het, maar die seun is nie meer op die boot nie, het hulle omgedraai en hom begin soek. En het hom daar teen die rots gekry, baie koud en alles. Maar hy het gesê, ek het net aan hierdie rots vasgehou, want dit is God wat my hier hou vasthou. Hy is die rots aan wie ek kon vashou. So, God is alomteenwoordig in totaliteit. Ek wil hê ons kyk dan na Jesaja 40 vers 26 tot 31. Kyk op na die hemel. Wie het die sterre geskep? Hy wat die hemelse leer laat uittrek in hulle volle getal. Dis hy wat hulle elkeen gemaak het met sy groot krag, sy groot mag. Sorg dat hy geen een van hulle ontbreek nie. Waarom sê jy dan Jakob, waarom kla jy Israel? Die Here sien nie raak wat van my word nie. My reg gaan by my God verby. Weet jy dan nie? Het jy nog nie gehoor nie?
Die Here is die ewige God, skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie. En sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeides krag. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg, raak afgemat. Selfs manne in hulle vleuer struikel en val. Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arensvlerke. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Wat ek by daai gedeelte eintlik wil sê is dat God spring in. God het ingespring by die maak van Adam en Eva, en Adam en Eva was 'n bietjie stout. Hulle het nie gedoen wat hulle moes gedoen het nie, dan kruip hulle weg vir die Here en dan vra hulle maar waar is die Here? Nee? Hulle kruip weg, en waar is die Here? Die Here weet waar hulle is. Hy's alomteenwoordig, hy weet presies waar hulle is en hy kon die saak adresseer. Henog het baie goed geweet, waar is God? Want God het vir hom kom kuier elke dag. Het God met hom geloop en God het met hom gepraat. Dit is wat God en Abraham en Eva wou hê. Hy het dit gekry in Henog. En wat was Henog se beloning? Hy is opgeneem na hom toe. Sy permanente vriend. In die troonkamer is Henog. Waar is God? Hy is in die hemel, ja. Maar hy is hier tussen ons waar ons vandag besig is. En dit is wat vir my belangrik is. Jesaja 40 vers 8 sê, gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons God bly vir ewig. God is in sy woord. God is in sy woord. As jy hom soek, soek hom in sy woord. Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord daar, en die woord was God, en die woord was self God. Alles het tot stand gekom deur God, en die woord het mens geword in Jesus Christus. En as ons Jesus Christus gevind het, hoef ons nie meer te vra, waar is God nie. Die woord sê ook, jy kan op die hoogste berg gaan wegkruip, in die diepste waters onder die see, in die diepste bespelonke en valleie. Jy sal nooit van my kan ontkom nie. Nooit nie. Ek is daar. Jy hoef nie te vra waar ek is nie. Ek is by jou. My stok, my staf, die vertroos jou in nood. So, God is daar. God is daar in die situasie waar ons baie keer bedroef is. Baie keer beswaard is. Is hy daar? Reik jou hand uit en raak hom aan. Dis moontlik. Reik jou hand uit en raak hom aan. Want God is daar. Hy sal nie 'n belofte maak en dit verbreek nie. Dit is nie die natuur van God nie. Alhoewel sommige al baie keer gedink het, dit gebeur, maar jy kan maar die skrif gaan kyk, daar is nog nie een keer nie. Hy verander ook nie sommer van gedagte nie. Maar hy doen, maar hy gedagteverandering pas by sy plan in. Hy verander nie van plan om iets anders te doen nie. Hy verander van plan want dit pas by sy gedagte in. Soos Moses gebid het en Aaron gebid het, Here, as u nou hierdie volk sal vernietig, want hulle was ongehoorsaam, na die 10 gebooie sage, die goue kalf en al die goed, het God gesê, ek is kwaad vir die volk Israel. Ek gaan hulle môre uitwis. Ek gaan hulle uitwis van die aarde af. Dis my plan, ek gaan hulle uitwis. En hulle het gebid en gebid en gebid. En die Here het vir Moses gesê, omdat julle so gebid het, gee ek toe, ek sal hulle nie nou vernietig nie. So, ons gebed help om die waar is God uit te haal en die teenwoordigheid van God te plaas in ons midde. Soos in hierdie oggend as ons sing, nader my God by u, kan ek jou verseker, God nader tot ons. Want God is 'n God van liefde. God is 'n God van genade. Maar hy is ook nie 'n God wat genade laat misbruik nie. So mens moet alles binne daardie konteks sien.
Johannes 1 vers 12 sê, aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om 'n kind van hom te word. Nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens nie, of die besluit van 'n man nie. Maar hulle is uit God gebore. Deur Jesus Christus is ons hergebore. As ons daardie ja gesê het, Here, ek neem U aan as my persoonlike verlosser en saligmaker, my redder, dan is ek ingesluit by hierdie verbond, dat ek hom my Vader kan noem. Dat ek nie hoef te vra, waar is God nie. Dan hoekom vra mense dan so baie keer, maar waar is God? Laat ek tog nog een dingetjie van my brein afkry ook hierso. Weet julle wat? Ek dink nie daar is goeie sosiale media nie. Ek dink dit bestaan nie. Nie op hierdie aarde meer nie. Daar bestaan nie. So geheel onthouding van sosiale media, dink ek gaan in die toekoms 'n meer noodsaakliker ding raak. Want as jy net na 'n mooi storie kyk miskien, dan kom in die mooi storie al die woorde uit wat jy nie kan gebruik nie, want God sê jy mag sy naam nie uitelik gebruik nie. En daar word soveel forme daarvan gebruik, dat 'n mens dit omtrent nie eers meer kan gebruik nie. So sosiale media neem mense weg van God, sodat hulle een of ander tyd sal vra, waar is God? Maar dan het ons presies dit gedoen, wat ons nie moet doen nie. Want ons moet in afhanklikheid van God lewe. Hy plaas ons in 'n plek waar ons is, om dit te doen wat by sy plan inpas. En ons gaan net nou by die groter plan kom. En dan sal ons ook presies weet, maar waar is God hier? En nou, in ons midde. Die woord sê dit baie duidelik, ewig, skepper van die hele aarde. Hy is alomteenwoordig, hy strek oor die hele aarde. Jesaja 43, Gerrit, daarso vers 1 en 2 en vers 5. Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Deur vure, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie. Die Here sê hier presies wie en wat hy is. Ek hoef nie te vra nie. Elders in die woord sê hy, waar hy gestap het tot by die knieë, ek is met jou. Tot by die heupe in die water, ek is met jou. En die water kon later nie meer voel nie, maar ek is met jou. God is met jou. Ons hoef nie te vra, waar is God nie. God is met jou. Die woord is die aspek van skrif. En as jy wil moeite doen, soek hulle op en lees daai skrifte. Waar is God? En dan kom jy gou agter hoe nou God aan jou verbonde is. En dit is nogal vir my 'n eye-opener om te besef dat God so na elkeen omsien. Toe Jesus die blinde man se oë genees het hy gespieg op die grond, hy het klei aangemaak, gevryf in sy hand en op die blinde man se oë gesit. Wat het hy toe gedoen? Hy het vir die blinde man gesê, gaan was jou in die bad van Siloam. Gaan was jou in die bad. En die blinde man kon onmiddellik sien. Ek kan nie verstaan nie een van ons verstaan seker nie. Hoekom het Jesus die hande op sy oë gesit? Maak jou gesond. En haar sien hy nie. Want God het 'n plan. Maar as hy hom hierso genees het, is dit sy volgers wat dit sou sien. Toe hy daar gaan sien, is dit ongelowige mense wat sien. So God het altyd 'n plan. Hoekom hy dinge doen? En daarom kan ons weet, God is in elke omstandigheid regtig by ons. Dan is daar 'n skrifgeleerde,
Dink sy naam was Nikodemus, wat vir Jesus gekonfronteer het en vir hom gevra het, wat is die grootste gebod in die Bybel? En Jesus het hom die gebod gegee, jou Vader lief hê met jou hele hart, hele verstand, al jou krag, jou naaste soos jouself. En die man sê vir hom, maar Here, ek onderhou die 10 gebooie. Ek doen goed. Ek doen dit alles. En Jesus sê toe vir hom, is net so ver van die koninkryk van God af. Hoe moedeloos moes Nikodemus nie geraak het nie. Maar jy's net so ver. Ek sê vir jou, jy's net so ver van die koninkryk van God af. Want daarna jy moet wedergebore word. Jy moet gewas word met die bloed van Jesus. Om in te gaan by die nou deur wat Pierre paar Sondae gelede van gepraat het. Want as jy deur die nou deur ingaan, dis waar God in sy glorie is. Hier is God teenwoordig deur Heilige Gees, maar om by sy glorie uit te kom, moet jy by daai nou deur ingaan. Dit het Pierre nou die dag gepreek. En dis presies wat Jesus vir hom gesê het. Jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Jy moet God, jy moet Jesus vind om daarin te gaan. Reinhold Bonnke het eenslag gesê in 'n klippie wat ek gelees het. Toe hy Afrika toe moes gaan. God het vir hom 'n plan. Hy moes Afrika toe gaan. En mense het maar sê, die ou het Afrika in 'n groot mate geëvangeliseer. Hy het geweldige goeie werk gedoen. Wat 'n mens amper nie eens kan dink moontlik is nie, het hy gedoen met die seën van die Here. Hy sê toe die mense hom daar vra, moet hy vir 'n lang tyd moes hy unlearn wat hy geleer het. Dis 'n ander kontinent, dis 'n ander sosiale samestelling. Hy moes iets anders leer om met hulle te kon werk. En dit pas in by die week se boodskap van disippelskap in 'n groot mate. Somstyds moet ons 'n bietjie unlearn om te kan learn dit wat van ons verwag word. Want baie keer gaan 'n mens met vooropgestelde idees, soos wat hy gegaan het, en jy gaan nou die prediking gaan doen, maar dit werk nie. Dit val op doewe ore. Soos die mense wat in Thailand al uitgereik het en elders gegaan het. Dis ander kulture, dis moeilik. Jy moet 'n ander aanslag vind onder die leiding van die Heilige Gees om dit te doen wat jy moet doen wanneer jy daar gaan werk. Ek wil 'n stukkie ook net sê voordat ek by die boodskap van Jonah kom. Is 'n Amerikaanse prediker. Pierre, dit pas in by die disippelskap. Amerikaanse prediker. Hy sê hy het 'n groot kerk, hy het so plus minus 20,000 lidmate in sy kerk en dit is te veel vir hom. Hy moet skeiding maak dat hulp kan kry, dat 2 dienste gelyktydig kan hardloop in 2 verskillende plekke. En hy stel toe 'n pastoor van 'n ander kerk aan, net tydelik om te kom help. En die predikant help en so na 'n paar weke sien hy maar hierdie predikantjie woel nou vir jou. Sy mense loop nou oor soontoe. Dit is maar so tipies soos dit werk in die kerkomgewing. As dit sien, hier so gaan dit lekker, dan gaan ons soontoe. Hier so gaan dit lekker, gaan ons soontoe. Maar in elk geval hy gaan sit met sy raad en hy sê, ons moet 'n plan maak. Kom ons koop vir hierdie man 'n nuwe winkelsentrum dat hy daar kan kerk hou. Toe koop hulle die winkelsentrum. En hulle gee dit vir hom en hulle sê, hier moet jy kerk hou. En hy sê, hy gaan woon nou die eerste dag die preek by. Die openingspreek in daai winkelsentrum en daar sit 2.500 mense reeds. En die man lewer sy boodskap en deel van sy boodskap is net dit. Hy sê, as julle volgende Sondag kerk toe wil kom hier, dan moet jy die kommitment gemaak het om binne die eerste 3 jaar, nadat jy hier aangesluit het, sending uitreik te gaan. Sendingwerk te gaan doen. Die ander pastoor is uit sy sokkies geslaan, want jy kom net so, poef. Dis wat die kerk gaan doen. Volgende 3 jaar gaan jy 'n sending uitreik, elke een. En
as jy dit nie commit toe nie, moet asseblief nie terugkom nie. Die kerk is nou 12.500 sterk. In hierdie tye is dit 'n tyd wat ons besef waar God is. God is werklik in beheer. En hy wil vir my en jou gebruik. Hy wil vir my en jou gebruik om sy woord uit te dra. Maak nie saak waar nie, al maak jy jou werkplek 'n sendingveld. Al maak jy die strate die sendingveld. Dit is tyd dat Christene moet opstaan, besef wie God is. Hy is in sy troonkamer. En hy wag dat die opdrag wat Jesus vir ons gegee het in Matteus, dat dit nagekom word. Waar is God in Jona? Nou by die stukkie is dit nogal vir my, was my baie interessant om nou weer Jona te vat en so 'n bietjie daarna te kyk. Gerrit, ek gaan hom sommer so, jy kan maar van Jona van vers 1 af opsit, hoor. Die woord van die Here het tot Jona, die seun van Amittai, gekom. Maak klaar, ga na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy is. Grootstad Ninive is in Irak. Dit is in Assirië, is 'n deel van daai area. Die grootstad Ninive. Maar Jona het klaar gemaak om na Tarsis toe te vlug, weg van die Here af. Hallo. Jona, jy moet ooste toe gaan. Jona gaan weste toe. God gee vir hom 'n opdrag. Net soos God 'n opdrag vir Familia Christi gegee het, nou Nuwe Lewe Familie Kerk. Ek wil jou hier hê. Jona hardloop. Hy vat die boot Tarsis toe. Jy kan maar nie so skrou, Gerrit, ek gaan party versies lees, party versies spring, maar die Here het 'n kwaai storm oor die see gelaat kom, toe Jona op die boot geklim het. Jona het af onder toe gegaan, hy het gaan slaap, en die storm het al meer geraak, en meer geraak, en meer geraak, en sterker geraak, en al die manne op daai boot aanbid verskillende gode. Dis afgode. Ninive was ook bekend vir afgode. Afgode. En die kaptein gaan af na hom toe, hy sê, watter soort mens is jy dat jy hier onder die boot lê slaap? Terwyl daar so 'n storm is, ons is besig om te vergaan. Wat het jy gemaak? Hoe kan jy slaap? Hy ruk hom op boontoe. Sê, jy moet boontoe kom. En toe hulle daar kom, begin hulle nou redeneer, en die manne bid vir hulle gode, en op die einde van die dag, sê Jona vir hulle. Maar eers het hulle loetjies getrek, om te kyk wie is die oorsaak, want in daai tyd, as so iets gebeur, dan soek hulle gewoonlik 'n oorsaak op die boot, wat veroorsaak het, want as baie bygelowigheid. Wat is die oorsaak, hoekom? En dit moet iemand moet die oorsaak wees, hoekom die boot wil sink. Trek hulle loetjies, en Jona natuurlik trek die loetjie. Jona antwoord vir hulle toe, en sê, ek is 'n Hebreër. Ek dien die Here, die God van die hemel, wat die see en die vasteland gemaak het. Die manne het baie bang geword en vir Jona gesê, wat het jy tog nou aangevang? Sien jy, is nog 'n stuk van groot bang word ook nou, want hulle is bygelowig. Wat moet ons nou maak? Die see het ondertussen al hoe onstuimig geword, en Jona het geantwoord, vat my en gooi my in die see, dan sal dit kalm word rondom julle, want ek weet, wat is oor my dat hierdie groot storm rondom julle woed. Die manne het hard gegroei om weer vaste land te bereik, maar dit was maar onmoontlik. Toe bid hulle tot die Here en sê, luister nou mooi, toe bid hulle tot die Here en sê, ag Here, moet ons tog nie laat vergaan oor hierdie man nie. Moenie dat ons iemand onskuldig doodmaak nie. U is die Here, u doen wat u wil. Hulle vat toe vir Jona en gooi hom in die see, en toe bedaar die storm.
Nou dit is mos 'n God se hand in dit as sodanig. Daar is mos nie 'n ander manier nie. Dat ewe skielik hierdie manne, hulle bid toe ook nou sommer tot die Here. Nog nooit van hom gehoor nie, hulle het nog die klippe en die beelde aanbid, nou bid hulle tot die Here. En die Here hoor die gebede en hy maak die storm stil. Die manne het toe baie bang geword vir die Here en hulle het vir hom 'n offer gebring en geloftes afgelê. Nou kom die stukkie wat Jona stry binne in die vis se maag. Want die vis het hom opgeskep, anders sou hy sekerlik verdrink het. Toe stuur die Here 'n groot vis om vir Jona te sluk en hy was 3 dae en nagte in die vis se maag. Toe bid Jona daar binne in die vis tot die Here sy God. Jona het gesê, in my nood het ek tot die Here geroep en hy het my gebed verhoor. Diep in die doodryk, luister hoe vergelyk hy dit. Hy is nou depressief hier binnekant, diep in die doodryk. Het ek hulp gevra en u Here het my gehoor. U het my die diepte ingegooi, diep in die see en die watermassa het my omring. U het golf na golf oor my laat slaan. Ek het gedink, ek het uit u gesig verdwyn, maar tog sal ek weer u heilige tempel aanskou. Hy is nog nie moed verlore nie, want hy sê tog sal ek nog die Here se tempel aanskou. Ek het afgesak tot die fondamente van die berge. Die aarde het my vir altyd toegesluit. Maar u Here, my God, het my van die dood gered. Toe ek wou vergaan het ek aan die Here gedink. En my gebed het ek by u gekom. In die heilige tempel, die wat op nuttelose afgode vertrou. Verlaat hom wat liefde aan hulle betoon. Terwyl ek 'n loflied sing, wil ek aan u 'n offer bring. Wat ek beloof het, sal ek doen. Hulle kom net van die Here af. Toe beveel die Heer die vis. En hy het vir Jona op die vasteland uitgespoeg. Hierdie is nogal wat die nuwe wêreldorde sê nie kan gebeur het nie, maar nou in elk geval dit het gebeur, want wonderwerke gebeur, God laat dinge gebeur. As hy vir Adam en Eva kon maak, kan Jona definitief bly leef in 'n vis vir 3 dae. Dit verwys natuurlik na 'n klompie ander dinge ensovoorts, maar ek gaan nie daarop ingaan vandag. Ek wil net by die harde feit bly. Jona was in die vis se maag. Jona het gebid binne in die vis se maag, want hy het geweet, hy is nou in die nood. Daar is nie uitkoms vir hom nie, in daai storm kon hy nie swem nie, so hy het diep binne in hom geweet, die Here die vis gestuur om hom te kom haal. Maar toe hy nou daar uitgespoeg is op die strand, hoor, hoe dink julle dat Jona gelyk en geryk? Nie te lekker nie, hoor, nie te lekker nie. As jy 'n klomp knoffel op hoender en vark en al die goedes bymekaar en jy eet dit in, en dan kom so 'n windjie uit, dan gaan al die mense so kyk, maar waar kom dit vandaan? Nou, Jona was, op die stadium was Jona op daai norm, en ek dink die badkamers was so gereeld beskikbaar langs die paaie daai tyd soos vandag nie. So, dit sou 'n tydjie met hom saam wees. God het nie van plan verander nie. God het vir Jona gesê, Jona, jy gaan nou daardie boodskap na Ninive toe vat wat ek vir jou gesê het. En die boodskap wat hy na Ninive toe moes vat is, ek gaan julle uitwis. Maar hy gee vir Ninive nog 'n kans. Hy stuur vir Jona. En dit staan daar, so die stad is so groot dat hom 4 dae daar gevat om daardeur te loop. Die eerste, is dit 4 dae. Het het 4 dae gevat om deur die stad te loop. Maar na sy eerste dag se geloop het hy begin roep. Die Here gaan die stad vernietig, as julle nie julle tot die Here bekeer nie. En so het hy geloop, en hy het dit uitgeskree, die Here gaan hierdie stad vernietig, indien julle nie julle bekeer tot God nie. Dis 'n Assiriese stad, waarvoor hy bekend was, is tempelprostitusie, kinderoffering, en die wreedste goed waaraan jy kan dink. Dink maar aan Sodom en Gomorra. Die verskil tussen die twee is, Sodom en Gomorra was God se besluit finaal. Niks kon sy besluit verander nie. Dit was so erg, dit moes gebeur, en hy het dit laat gebeur. Hierso gee God 'n tweede kans. Kom ons vergelyk dit met wat ons het. Ons het 'n tweede kans.
Deur Jesus Christus is ons tweede kans. Ons kan net sowel die stad Ninive gewees het. Maar wat gaan doen die stad Ninive toe? Die koning vaardig eruit, almal moet gooiingklere aantrek, die skape moet in gooiingklere bedek word, almal moet in gooiingklere, mens en dier moet gooiingklere bedek word, en dan moet gerou word, en dan moet gevas word, en die mense moet berou hê, en hulle self voor God verootmoedig. So God het in hierdie omstandighede gekom, en dit het gebeur. Dit het gebeur. Die mense het tot bekering gekom, en God het Ninive gespaar. Vir baie jare het hy Ninive gespaar. So God is teenwoordig. God is teenwoordig selfs daar, waar daar dinge gedoen word, wat nie gedoen moet word nie. Maar hy weet wat daar aangaan. Ons hoef nie te vra waar God is nie. Hy weet waar ek en jy is. En hy weet wat jy nodig het. Die beste van alles is, Jona het in sy eie kop gedink, hoekom gaan ek dan nou so 'n waaglike stad wil red? Hoekom? Dis sy argument was, ek wil nie gaan nie, want ek wil nie daai stad red nie. Maar God se hart is groter as die mens se hart. God wil hulle nog 'n kans gee. Die vreemdste van alles is, dit het gebeur 631 jaar voor Christus se geboorte, is die stad Ninive verower, totaal tot niet gemaak deur die Mede en die Babyloniërs. Heeltemal platgeslaan die stad Ninive. En almal is vernietig soos by Sodom en Gomorra. Dis wat gebeur as jy die geskiedenis nou 'n bietjie gaan naspoor daarna. Maar in hierdie konteks van Jona, is dit nogal vir my verskriklik belangrik. Jona sê, nee, ek wil hulle nie help nie. Hulle is 'n skandelike nasie. Is 'n skandelike nasie, ek wil hulle nie red nie. Dis Jona se opinie. En weet jy wat? Hierdie J. John, Ierse prediker, stel dit so kragtig. Hy sê, en as jy nie wil doen wat God vir jou sê jy moet doen nie, dan sal die duiwel vir jou 'n taxi supply om te kan wegry, nê? As jy nie wil doen wat die Here doen nie, sal die duiwel 'n bus gee. Sal hy vir jou vervoer gee om dit nie te doen nie. Maar God is groter as dit. En hy is alomteenwoordig. Hy weet, moenie, want wanneer jy dit doen, dan bring jy 'n bietjie teëspoed oor jou. As God vir jou 'n opdrag gee, moenie soos 'n Jona in 'n walvis opgeslurp word nie. Dit kan vandag nog gebeur, ek glo so. Jona het besluit hy gaan van God vlug. En God het hom ingehaal en hy het nog steeds gedoen wat God vir hom beplan het. Daar is nie uitkomkans as God vir jou 'n plan het nie. Daar is nie uitkomkans nie. God het alles vir ons gedoen in Jesus Christus. Daarom hoef ons nie te vra waar is God nie. Hy is by ons. Daar waar Jesus in die tuin van Getsemane gesê het, my God, as dit moontlik is, kan hierdie beker by my verbygaan. Maar nie my wil, U wil geskied. As ons onder die wil van God staan, sal die gedagte moontlik nie eers by ons opkom, soos by Jona. Ek wil hê daai ouens moet uitgewis word nie. Ek weet, dit klink so Donald Trump. Sjoe. Kom ons vat nog een voorbeeldjie uit die Bybel. Moses. Moses slaan die Egiptenaar dood. Hy moet weghardloop, 40 jaar. Hier kom hy by die brandende bos. En God praat met hom. Wat doen Moses? Moses sê, nee Here, ek hakkel. Ek kan nie. Ja? Daar is nie 'n manier nie. Ja, maar iemand stuur my te help, stuur vir Aaron. Maar Moses het daarna nie gehakel nie, want God het hom genees. Hy kon dit doen. Maar God moes Moses beweeg om te besluit, ek sal dit doen. Ek sal dit doen. En dit is die grootheid van God. En dit is van waar God kom. Vir my is dit baie, baie belangriker dat ons dit so kry. En bovenal
Nou is Jona klaar. Nou gaan hy uit die dorp waar op die koppie, hy bou daar vir hom 'n skerm. Want vir een of ander rede is Jona nog neerslagtig. Hy wil nie regtig gehad dat die mense moet gered word nie. Hy's nog steeds. Julle ken mos 'n mens. As jy nie jou sin gekry het nie. Of 'n klein kindjie, as jy nie die sin gekry het nie, dan gooi jy so 'n paar draaie op die vloer, weet jy? Nou Jona gegooi nog so 'n paar draaie daar op die koppie en die skerm ook. En dis bitterwarm. En God laat 'n komkommerplant oor hom omkom om vir hom koelte te gee. En ek seker nog hy komkommer geëet ook, ek weet nie, maar komkommerplant om hom te gee. Koelte te gee en hy het lekker daar gebly. Die volgende oggend stuur die Here 'n wurm, staan daar, om die komkommer te vreet. Hy vreet die komkommer en die komkommer verlep. En nou is Jona eers kwaad. Want hoekom is die komkommerplant nou nie daar nie? God het ander werk vir jou. God het ander werk vir jou, Jona. Ek het die komkommerplant gegee, ek het hom weggevat. Jy het hom nie gegee nie. Jy het hom nie water gegee nie. Ek het hom weggevat. Dis tyd dat jy opstaan. Dis tyd dat jy jou werk moet loop doen. Jona was 'n profeet in die Bybel. Het naby aan God geloop. Maar hierdie ene, omdat hy besluit het, ek wil daai mense sien vernietig word. Dit is wat vir Jona so bietjie in 'n moeilike situasie gesit het. Moeiliker is wat hy ooit sou kon dink of droom, die situasie waarin hy sou word. Maar die mense is dan gered. Later weliswaar vernietig. So vir my gaan die grootheid van God meer belangriker as die vraag, waar is God? Want ons hoef nie te vra nie, die beste plek waar ons God kan kry, is hier in sy woord. Want Johannes maak dit so duidelik. In die begin was die woord was God, en die woord het mens geword, in Jesus Christus, ons persoonlike verlosser en zaligmaker. So moenie weghardloop. Moenie weghardloop. As daar 'n vraag kom, mense, kom ons gemeente ruk op hierdie maand en ons gaan doen iets nie. Dis 'n sendingtaak. Dis vandag dalk 'n bietjie moeiliker om almal op een slag bymekaar te kry. Maar dit is tog maar die werk van die kerk. Waar is God? God is daar waar ons besig is met sy werk. En hy's nie daar waar ons nie met sy werk besig is nie. Yes, hy sien al, hy's alsiende, alwetende, alhorende. Hy wil nie daar wees nie. God wil hier wees, waar jy kan sien met dit wat hy wil hê, jy moet doen. En hy het vir ons elkeen 'n taak. Almal kan nie dieselfde dinge doen nie. Elkeen het 'n taak. Daarom is 'n gemeente met die verskillende lede. Pierre, ek neem aan, dis wat jy wou hê ek moet sê, met betrekking tot die inleiding van die Pinkstertyd, waar ons gaan praat oor disippelskap, het dit nou eintlik baie mooi ingepas by die ware God en die grootheid van God en die bestaan van God. Want elke keer wanneer ons begin twyfel in die goed, dan gaan dit nie so lekker met ons nie. God is hier met ons. As ons hier sing, nader my God by U, dan is hy nader. As ons sing in die hemel, is die Here in sy glans soos kristal, dan is hy daar. Hy's oral. Ons hoef nie te vra, waar is God nie? In die moeilikste omstandighede. En ek dink, die mense in hierdie vloedgetuisterde gebiede het dit baie swaar. Daar kan dorpe is afgesny, dis verskriklik swaar. Maar God is daar. En dis wanneer die gelowiges, die voete en die hande moet word, wat wys, God is regtig daar.